Dit is so heerlik om by mekaar te kom, nie in ons eie name nie, maar in die naam van Jesus. Weet jy, Matteus 18 vers 20 sê, wanneer 2 of meer in my naam vergader, is ek by hulle teenwoordig, is ek daar met hulle. Baie goeiemôre, baie welkom. Kom ons kyk wat het die Here vandag vir ons instoor. En soos ek gister beloof het, as die Here my opwek en is sy wil, deel ek die lamp van die liggaam met u vanoggend. Weet jy, Matteus 6, bergpredikasie, net kort na die Matteus digter skryf van, moenie vir jou skatte hier in die wêreld bymekaar maak, maar maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Skryf hy die volgende: die oog is die lamp van die liggaam. En jy sal seker nou sê, maar ag, wat beteken dit nou? Weet jy, kom ek sê gou vir jou 'n ding. Dit is so belangrik na waarna ons kyk. Wat ons toelaat vir ons oë om te sien. Jy sien, ek en jy kyk daagliks na duisende dinge. Maar as ons na die verkeerde dinge kyk, en nou praat ek as gelowiges, as kinders van die Here, as wedergebore kinders van die Here, as ook die persoon wat nog nie sy saak met die Here reggemaak het nie. Hierdie boodskap is vir jou ook vanoggend. As ons oë toelaat om sekere dinge te kyk, hoe meer ons dit kyk, hoe meer ons dit geniet, hoe meer raak 'n deel van ons liggaam. En kort voor lank, voor ons dit besef, het dit in ons hart begin groei. En dan raak ons, of ons hou van wat ons sien, en ons begin dit soek, al hoe meer en al hoe meer. Die Satan, die booswig, die prins van duisternis, sit agteroor en sê, soos die Engelsman sê, I got him. Ek het hom. Of ek het haar. Weet jy wat? Gebruik jou oë, net soos die woord sê van die tong. Gebruik jou oog om die woord te sien. In Spreuke 18 sê hy, gebruik die tong en spreek lewe en nie dood nie. Vandag sê ek vir jou, gebruik jou oog om die woord te lees. Gebruik jou oog om die liefde in ander te sien. Gebruik jou oog om nie op ander neer te kyk nie, maar om te kyk, hoe kan jy hulle help? Gebruik jou oog om die plekke wat jy moet vermy, die donker, die duister, die verkeerde, die sonde areas te vermy. Maak toe jou oë, draai jou rug op het en beweeg weg. En val op jou knieë voor die Here en vra vir die Here vir krag. Vra die Heilige Gees om jou te lei, om jou deur hierdie goeie te kry. Weet jy, dit is so maklik om in slawerny vasgevang te word, want dit is wat die Satan wil kom doen. Hy wil by jou steel, hy wil moor en hy wil verwoes, en hy kan baie dinge gebruik om jou te benader, selfs jou ore, dit waarna jy luister. Daarom sê die Spreuke digter, moenie nie in die kring van die spotters sit, want die dinge wat jy na luister, gaan later ook deel raak van jou liggaam, en later gaan dit ontkiem in jou hart, en dan kort voor lank spreek jy net soos hulle spreek. Ek wil hierdie saak by jy laat vanoggend. Die volgende keer as jy na goed kyk wat jy in jou gees ervaar, jy moenie daarna kyk nie. Sit af wat ook al jy na kyk, as dit 'n TV is, 'n selfoon of wat ook al. Draai jou rug daarop en beweeg weg en vra die Here God se krag. Ek is Pastoor Gary,
Brood en Water 5 minute woord seëngroete en weet net, Jesus is nog steeds baie lief vir jou. Amen.